baie slim mense op die aarde. Wie van julle ken 'n paar slim mense? Ek is een. Julle paar slim mense. Moenie vandag antwoord nie. Ek het vandag antwoord. Wie van julle ken mense wat al getroud was en dit het nie gewerk nie? Ja. Dink julle daai mense is dom? Dink jy hulle het nie geweet wat is 'n huwelik? Wat dink jy? Hoekom het dit nie gewerk? Ek dink hulle was slim om uit die tyd te kom. So ja, dit was slim om uit die tyd te kom. So baie mense dink hulle weet wat is 'n huwelik, tot hulle in 'n huwelik beland. Dan kom hulle agter 'n huwelik is iets in 'n heeltemal 'n hoër vlak. Amen. En so is daar mense wat baie slim is in hulle kop en hulle dink, maar ek weet presies, ja, ek weet presies. Tot jy in 'n situasie beland en dan kom jy agter, o gats, ek was nie so 100% seker oor wat alles behels nie. En dan is daar dinge wat vir jou te veel is. Daar's dinge wat te veel gevra word van jou. En daar's dinge wat te kort skiet in jou behoeftes. En jy voel dan, maar ek het myself ingelaat vir iets waarvoor ek nie regtig verstaan het en geweet het waarvoor ek myself ingelaat. Jy sien hier om voor die kansel om hier te kom staan en te sê, I do. It's so easy. I do. Do you take this man to be your lawful wedded husband? Do you take him to have and to hold en ook vir die vrou en ons? Yes, I do. Yes, I do. Yes, I do. En dan so 6 of 7 jaar dan was hy, what did my besiel? Want dan is jy en die persoon is in 'n verhouding. Maar wie van julle weet, daar's verskillende tipes verhouding. Baie mense sê, ek het 'n verhouding met die Here. Ja, jy het 'n verhouding met die Here. Maar jy geweet, daar's verhoudinge wat wanaangepas is. So is daar baie keer abuse in 'n huwelik. En so is daar baie keer met die mond oortreding wat begaan word en mense word getuister deur die woorde wat hulle hoor, want die ander persoon, hulle ander huweliksmaat, breek hulle af en dan kom hulle agter, nou raak hierdie storie hard. Hy raak hard en hy raak moeilik, die pad raak hard en die pad raak moeilik. En so kom ons baie keer agter in die koninkryk van die hemel. Baie mense sê, ja, ek sal die Here dien, vir ewig en vir altyd, ja, is amper soos die paartjie wat hier staan en sê, yes, I do. En dan kom die moeilikhede en die struikelblokke op jou pad. En dan sê jy, ek het nie geweet, dit gaan van my geverg word om te verander nie. Jy sien, almal van ons hou nie van verandering nie. So, kennis is oulik. Kennis is goed. As jy mense ken daar buitekant wat slim is en wat kennis het van iets, is goed. Is goed. Maar dis nie beter nie en dis ook nie die beste nie. Amen. Kennis is goed. Kennis gee vir jou krag, nee. Want as jy nou presies weet oor hoe om 'n kar sy elektrisiteit te doen, dan gee dit jou daai power. I know exactly what I'm doing. En tog is dit nie wysheid nie. Ek wil vandag praat oor die wysheid van God. Wysheid is die vermoë om die groot prentjie raak te sien. Amen. Om aanpassings te maak. Sê hierdie woord vir jouself, aanpassings. Aanpassings. Want glo vir my, as jy die dag getroud is, moet jy aanpassings maak. Sê aanpassing. Wat beteken aanpassings? Dit beteken hier loop jy en hier loop jou huweliksmaat. Een van julle sal moet uitdraai, anders gaan julle bots. Jy sal moet aanpassings maak. Nou, dit is interessant, dat baie mense dink dat
Hulle weet alles van die huwelik af, maar hulle het nie die wysheid van die Here nie. So, jy moet kan aanpassings maak en jy moet kan fokus op elke detail sonder om die doelwit te verloor en om dit te doen terwyl jy rustig is. Nou, daar's baie briljante, slim fools op aarde. There are a lot of brilliant fools on earth. Moenie jy een van hulle wees nie, asseblief. Mense is briljant met hulle kennis. Ek gaan vir julle een voorbeeld noem. In 1968 in die noorde van Oekraïne, dit was toe nog Rusland, was daar 2 kernreaktors. Die kernreaktors is gebou deur slim mense. Hulle het hierdie kernreaktors gebou, want hulle het hom gebou om wapens te maak. En dit was gedoen gewees, want hulle wou die atoom split, en daardeur wou hulle kernbomme maak en kernwapens. Hoor julle wat ek sê? Al hierdie goed, nee, ek is te dom vir sulke goed. Ek weet nie hoe werk dit nie, maar hierdie ouens was so slim gewees, dat hulle het hierdie 2 kernreaktors gebou. Dus 2000 square mile het hulle hierdie 2 kernreaktors gebou. En die plek se naam is Chernobyl. Nou, baie van julle het al van dit gehoor. Chernobyl. En dit was 'n hele, daar was universiteite en skole en hospitale en you name it. En Rusland het dit opgerig om wapens te vervaardig om ander mense weer te vernietig. En hierdie ouens was so slim geweest. Daar was verskillende parkies wat die mense moet maak. En almal wat in daai fabriek gewerk het, was so slim. Man, jy kon met hulle toer. So slim was hulle. OK. En toe, in April maand 1968, ontplof die een kernreaktor. En die mense rondom in daai stad weet nie wat gaan verwag nie. En hulle sien hierdie kernreaktor brand met blou en geel en rooi vlamme. En die paas en die maas kom uit die huise uit, hulle dra hulle kinders op die heup en hulle loop nader, hulle sê, kom kyk hierdie spektakel. Min wetende dat daardie goed wat ontplof het, radioaktiwiteit bevat. Al daardie kindertjies, mamas, papas, wat vir hulle kinders die pragtige lig gewys het, van die vreeslike kernreaktor, wat die vreeslike slim mense gebou het, was binne maande dood gewees, op 'n verskriklikste manier. Slimheid bring jou nêrens nie. Rusland het gedink, hulle is verskriklik slim, toe hulle hierdie kernreaktors gebou het. En tog was dit die domste ding gewees om toe te laat dat soveel mense skade ly daardeur. En daar's 'n rede waarom ek vir julle hierdie goed vertel. Soos ek sê, daar's baie mense wat slim is, maar slim van sy baas, nee, soos wat hier in Chernobyl gebeur het. En dis nou 2 dekades later, en alles rondom en in daardie gebied is radioaktief. Geen mens kan daar kom nie, niks kan daar kom nie, die plante, die diere, alles is besoedel met radioaktiewe stof. Maar, wie het dit gebou? Slim mense, baie slim mense het dit gebou. So, kennis is nie wysheid nie. Jy dink, ek kan toeoordeel. Jy dink, ek is vreeslik slim. Kennis is nie wysheid nie. Romeine 16 vers 27, aan die alleenwyse God. Alleenwyse God. Wie is die enigste persoon wat wys is? Aan die alleenwyse God.
alleen weet alles. Amen. Kom toe die eer en die heerlikheid tot in alle ewigheid. Amen. Dit was 'n liedjie. Ja, dit was stil. Daar sê. 1 Timoteus 1 vers 17 aan die koning van die eeue, die onverderflike, onsienlike, alleen wyse God. Dis een attribute wat ons nie baie keer oor preek nie. Ons preek oor God se God is almighty, God is omniscient, God is omnipresent en daai goed. Maar as iets waaroor ons nie baie praat nie, is dat God is alwys. Amen. Hy weet alle dinge. Kom toe die eer en die heerlikheid tot in alle ewigheid. Amen. Wil jy hom gou sing dat hy opgevang word? Ja. Okay, en jy saam sing. Ja. Aan die koning van die eeuwe, die onverderflike, onsienlike, alleen wyse God, kom toe die eer en die heerlikheid tot in alle ewigheid. Amen. Amen. Kom toe die eer en die heerlikheid tot in alle ewigheid. Amen. Die alleen wyse God. Amen. So, as Rusland en die manne wat Chernobyl gebou het, tog maar, dat nie gebuig het voor God en vir God gevra het en gesê, Vader, moet ons hierdie kernreaktors bou? Wat dink julle sou God vir hulle gesê? God sou vir hulle gesê, nee, moenie dit doen nie. As baie mense wat julle lewens gaan verloor. En tot vandag toe is Chernobyl afgekamp. Jy kan nie daar ingaan nie. Alles is radioactief. En alles is net so gelos. Duisende en duisende mense het hulle lewens verloor. Deur slim mense, ja, baie slim. Party van hulle was professors, party van hulle was lektore en so voorts. Toe Salomo koning word, vra die Here vir hom, wat wil jy hê? Dis 1 Konings 3 vers 3. 1 Konings 3 vers 3. En die Here sê vir hom, wat wil jy hê? Nou, let wel. Net voor dit het hy 1000 brandoffers geoffer aan die Here. Hoeveel? 1000 brandoffers. Ouens, wie van julle het vandag 1000 offergawes gegee? Nie een van ons het nie. Kan jy dink hoeveel is 1000 brandoffer? Dis 1000 beeste. Hoor jy wat ek sê? Wat hy geoffer het aan die Here. Al 20. Yes. Ek vir 20.000. Al Geef jy 20.000? 1000 is hoeveel? 200.000 offers. Wat hy gebring in daai nag. En hy het dit gedoen, want hy het God so lief gehad. Amen. Mense, net so hier onder die tafel, of net so tussen die sinne deur. Hou op om synig te wees as dit kom by die Here. Hou op om synig te wees as dit kom by die Here. Geef vir die Here jou beste. Moenie vir hom jou oorskiet gee. Geef vir God jou beste. Jy sal slim wees as jy dit doen. Want Salomo het dit gedoen. Kyk wat het met hom gebeur. 1 Konings 3 vers 3. En Salomo het die Here lief gehad en hy het in sy insette gewandel. Vers 4. En hy het 1000 brandoffers geoffer. Vers 5. Toe verskyn die Here in 'n nagtelike droom aan Salomo en God het gesê, begeer wat ek jou moet gee. Vers 6. Vers 9. Sê Salomo, gee asseblief aan u knegt 'n opmerksame hart. 'n wat? 'n opmerksame hart. Om reg te spreek met die volk en om met die volk hulle te leer om goed en kwaad te onderskei. Wie wil ek net sê, dis nie 'n kwessie van tussen goed en kwaad te onderskei nie. Dis 'n kwessie van wat is goed en wat is beter en wat is beste. Okay? Dis nie soseer dit is verkeerd en dit is reg. Goed, beter, beste. Want dis wat hy graag wou gedoen het. En vers 11, en die Here sê, omdat jy hierdie begeer het, en nie gevra het vir 'n lang lewe of rykdom of lewens van jou vyande nie, maar vir jou verstand begeer,
begeer het. Kyk, ek gee aan jou. Ek gee aan jou die wysheid, sê die Here, maar ek gee ook aan jou 'n wyse en 'n verstandige hart. En ek gee ook vir jou rykdom, sodat iemand voor jou nie so slim sou wees soos jy nie, en iemand na jou, ja, selfs na jou, sou daar niemand wees wat so veel wysheid gehad het, as wat jy gaan hê. Psalm 147 vers 5 sê, onze Here is groot en ryk aan krag. Sy verstand is oneindig. God se verstand is oneindig. Halleluja, as jy kyk na plante, as jy kyk na die skepping, dan moet jy erken en sien dat God is groot en God is so slim. Halleluja. Wie van julle het al op 'n switchboard gewerk en van 'n groot maatskappy en hier's boodskappe wat inkom en boodskappe wat uitgaan en jy moet vir hierdie persoon sê, gaan so doen dit. Nou mense, hoeveel mense is daar op die aarde? Hoeveel mense is daar op die aarde? Ek weet nie. Biljoene, triljoene. God sit in sy magtige tempel en God hoor as Margrieta die dag bid. God ken haar stem. Hy weet waar sy bly. Hy weet wat sy behoeftes voordat sy gevra. En God stuur vir haar die boodskap, die oplossing van dit wat sy gevra het. Net so stuur hy vir jou, Johanna, jou antwoord op jou gebede. Net so stuur hy vir jou, Piet, Janne. Hoeveel mense is daar op die aarde? Kan ek ook inlees? Ja, jy mag ook inlees. Jy mag ook inlees. God antwoord nie net gebede nie. God het 'n plan vir jou lewe. God het 'n perfekte plan vir jou lewe. En hy sorg dat die regte mense in jou lewe is om daai perfekte plan tot wasdom te bring. En God nie net doen dit nie, hy sien ook dit wat jy vir die koninkryk van God doen. En God is opmerksaam daarvoor. Toe Daniel God beskrywe in Daniel 2:21 sê Daniel, hy het gespreek en gesê, Daniel 2:21, mag die naam van God geprys word, van ewigheid tot ewigheid, want die wysheid en die krag is syne. Hy tog verander die tye en die geleenthede. Hy sit konings af en stel konings aan. Hy verleen wysheid aan die wyse manne en kennis vir die wat insig het. God verander tye en geleenthede. Ek is so bly, God verander tye en geleenthede. Amen. Because why God is timeless. Amen. Ek het al baie vir julle gesê, moenie by daai TikTok leef nie, TikTok nie. Want dit is die aardse tyd, lewe by God se tyd, wat Kairos tyd is. En dit is waar God sê, this is the day that the Lord has made, let us rejoice and be glad in Him. Nou, daar's 3 vlakke van verstand. Die eerste een is om kennis te hê. Ek het net nou vir julle mooi verduidelik van mense wat kennis gehad het. Very educated fools built Chernobyl in 1968. En die hele storie in 'n disaster verander. Hy mense was baie slim. Hulle was baie slim. Tog was dit nie oulik. Die tweede vlak van kennis is om insig te hê. Jy moet insig hê. Jy moet hierso moet jy adjust. Jy moet veranderings aanbring. Jy kan nie aangaan soos wat jy maar nog altyd aangegaan het nie. Jy moet veranderinge aanbring. Ek gaan jou 'n voorbeeld doen. 'n Man kom by die kerk en sy enkels is albei gebreek. En hy sê vir die pastoor, bid asseblief vir my enkels is gebreek. En die pastoor sê vir hom, jong, ek gaan vir jou bid.
Na 6 weke is die enkels aangegroei. En die 8ste week toe kom die man weer by die kerk aan. Hy sê, pastoor, bid asseblief vir my enkels. My enkels is weer gebreek. En die pastoor sê vir hom, wat maak jy by die huis? Hoekom is jou enkels weer gebreek? Ek sê, nee, ek hou daarvan. Ek klim op die dak en dan spring ek af. Ek klim op die dak en dan spring ek af. Klim op die dak en dan spring ek af. Dit is vir my lekker pastoor om op die dak te klim en af te spring. Op te klim en af te spring. En jy breek jou enkels time and time and time and time again, want jy wil nie aanpassings maak en vir jou klapperdop sê, jy is nie 'n voeltjie nie, jy kan nie vlieg nie, jy kan nie van die dak afspring. Dis wat ek bedoel. Nou die Bybel sê, sulke mense wat aanhou om dieselfde foute te maak, is fools. Ek sê dit nie, die Bybel sê dit. Die Bybel sê sulke mense is dom. Nou dom het niks met intelligensie te doen nie. Dom het te doen met wil nie hoor nie, wil nie hoor nie, wil nie luister nie. En dan die derde vlak van verstandige persoon is wysheid. Obviously, leer jy moet wysheid kry wysheid. Moenie vashaak by kennis nie, moenie vashaak by insig nie, kry wysheid. Ek sien party van julle dink baie diep. Okay. Kennis is om feite bymekaar te maak. Ja, sure, jy moet feite bymekaar maak. Jy moet gaan sit en jy moet gaan beplan. Okay, dit en dit en dit en dit en dit is nodig. En kennis, ja, dit kan mense nie saam met dat sit nie en alles aan. Jy het kennis nodig. Maar insig is om te verstaan en dit te interpreteer. Jy moet dit reg interpreteer. En wysheid is dan om kennis en die insig om te skakel in aksie, sodat dit wysheid bring. So as kennis en insig met mekaar trou, dan bring, as hulle nou 'n kind sou hê, dan sou die kind wysheid wees. Verstaan julle? Kennis, insig, bring wysheid. Ek gaan jou nog 'n voorbeeld noem. Jy hou aan om skuld te maak. Jy maak skuld, en jy maak skuld, en jy maak skuld, en jy maak skuld. Jy is nou 'n vrot van die skuld, maar jy wil nie nie. Dis nie slim nie. Dis nie wysheid van God nie. Bly binne in jou begroting. Moenie nou al 2027 se salaris uitleef nie. Amen. Ja. Spaar. Ons gaan nou sien. By die einde gaan ons sien van spaar. Okay. So, ek gaan vir jou 'n voorbeeld noem. Noag is baie goeie voorbeeld. Die Here het vir hom gesê, bou 'n ark. Hy moet soveel L wees, hy moet soveel L daai kant wees, hy moet so breed wees, hy moet 3 verdiepings wees en Noag het sekerlik gaan sit en dit neergepen. En okay, dit moet so wees en dit moet so wees en die Here het gesê, bou dit met goferhout. Spesifiek goferhout. Hoekom? Want die goferhout was 'n sterk hout geweest. Hy sou nie maklik vrot nie. Toe die Here gesê, nou vat jy teer en jy smeer dit aan die buitekant. En jy maak vensters daarso. En jy vat voer en jy laai die voer binne in die ark in ensovoorts. En terwyl Noag besig was, hy het eers die plan gekry en toe sê die Here vir hom, want ek gaan die aarde verwoes. En Noag het skielik verstaan, hy het insig gekry, hy het verstaan hoekom die ark gebou moes word. Hy het ook verstaan wat is God se plan met hierdie ark. Hy het dit begryp. En Noag het aanpassings gemaak. Hy het aanpassings gemaak vir 120 jaar, het hy gebou aan die ark. En terwyl hy gebou het aan die ark, en hy slaan die spykers in. Hulle het nie spykers daai tyd gehad nie, maar ek weet presies wat hulle gedoen. Maar in elk geval. En hulle slaan met die hamers, en hulle slaan met die hamers, en hulle saag. Terwyl hy dit gedoen, en die mense daar buitekant gestaan en gespot en gesê, wat maak jy?
doen. Kan jy nie sien dat jy is besig om jou tyd te mors nie? Ja, en so lag die duiwel vir ons. Die duiwel sê vir jou, hoekom dien jy die Here? Het jy nie geweet dit is te vergeefs dat jy die Here dien? Maar ons het insig en ons het verstand by die Here gekry, want die alleenwyse God is ons God. Hy het die hemel en die aarde geskaap en hy weet wat lê in die toekoms vir jou en wag. Nou Noag het dit verstaan. En toe op 'n stadium kom hy en hy roep sy seuns en hy sê, nou gaan ons dit doen. En Noag moes aanpas by hierdie nuwe job wat hy gehad het. En hy moes aanpas by hierdie harde werk. Onthou, hy was toe al, ek dink hy was in die 100, ek sê seker nou nie, moet my nou nie terugkom en sê, hy het verkeerd gepreek nie, dit is irrelevant hoe oud hy regtig was, maar hy was al 'n ou man toe hy die ark gebou het. En hy het dit toegepas en hy het die ark gebou en die Here het vir hom nog kennis gegee. Die Here het vir hom gesê die diere, soveel van die onrein diere, 2 paartjies, van die rein diere, 7 pare. En. Toe sê die Here vir hom, gaan in die ark en wag 7 dae. En ek dink Noag moes aanpas. Ek dink Noag sy kop het gesê, ding dong, het ek regtig die Here reg gehoor. En so is dit met ons as kinders van die Here. Baie keer dink jy, ek wonder of ek die Here reg gehoor om hom so te dien. Raak stil vir 7 dae en vra die Here, is dit wat jy bedoel? Maak seker dat jy dit reg verstaan. En toe het die waters gekom. 40 dae en 40 nagte. Nou as jy Genesis gaan lees, sal jy sien dat in Genesis 2, op daardie stadium in Genesis 2, het die waters nie van bo af gekom nie. Die waters het van onder af gekom en die landerye bevochtig. So die mense, toe Noag hulle sê, hoor jy so dit gaan reën, toe sê hulle, waarvan praat jy? En na hy en sy gesin in die ark in is, het die Here self die ark se deur toegemaak en niemand kon hom oopmaak nie. Ons sien dat Noag was nie net slim nie, hy het nie net kennis gehad nie, hy het gehoor wat die Here sê, hy het dit verstaan, hy het reg geïnterpreteer en toe het hy gegaan en hy gaan handel daarop. Wat nou gebeur het as Noag gesê, dit was nou 'n oulike plan wat die Here vir my gegee het, maar ek is nou nie lus om hierdie ark te bou nie, weet jy, dit klink vir my nou baie werk. Sou hy oorleef het? Nee, hy sou nie oorleef het. Ons sien vir Salomo. Salomo sit op sy troon en 2 vroue verskyn voor hom met 'n baba. Die 2 vroue het die nag geslaap en die een baba is doodgelê. Nou, kennis is een ding, insig is 'n ander ding, en wysheid is die heel beste. Amen. Salomo luister na die storie, hy sê, wat het gebeur? Julle die nag gelê en slaap. En toe, nee, o koning, toe ons wakker word, is een van die babas dood, ons weet nou nie, wie se baba was dit wat dood is nie, okay. So in die eerste plek, lieg hulle, want hoe kan jy nie weet wie is jou baba, okay? So, hy het insig begin kry van, maar hier's nie net 'n tragedie nie, hier's ook 'n liegspel. Amen. Een van hierdie mense speel erg toneel. So, hy het die feite gekry en hy het begin verstaan en hy het begin insig kry en toe kry hy die plan. So die 2 vrouens stry nou wie se baba dit is. Ja, hulle stry wie se baba is dit wat nou lewe. Hulle wil nou albei die lewende baba hê en nie een van hulle wil verantwoordelikheid aanvaar vir die dooie baba nie. En Salomo, slim, maar hy het reeds geweet in sy hart, wat gaan die uitkoms wees. Hy sê, bring 'n swaard. Bring 'n swaard. Ok, julle wil nie die kind, dan gaan ek maar die kind deel. Bring 'n swaard. En hy het die 2 vrouens dopgehou. Hy het hulle in die oog gehou.
En die vrou wie se kind dit regtig was, het gesê, nee, asseblief nie, moenie my kind skade aandoen. En die een wie se kind dit nie was nie, het gesê, ja, sny deur. Wysheid van Salomo. En Salomo sê, hulle die swaard, dit was net 'n illustrasie. Hier is die regte moeder, gee vir haar kind. Amen. Wysheid wat hy toegepas het. So hy het eers die feite versamel en hy het insig gehad en hy het die twee dopgehou en hy het insig gekry in die hele storie. Amen. Nou, geloof is baie belangrik in ons lewens. Geloof sal vir jou 'n wonderwerk bring. Geloof sal vir jou 'n cheque in die pos bring. En moet nooit jou geloof verloor nie. Amen. Geloof sal vir jou 'n maaltyd verniet gee. Geloof sal vir jou 'n genesing bring. Maar luister nou hierna. Maar wysheid sal jou in al hierdie dinge laat wandel as 'n leefwyse. Amen. Moenie van die een miracle tot by die ander miracle leef nie. Luister, pas aan. As jou dokter vir jou sê, moenie sweets eet, nee, dan eet jy nie sweets nie. As jou pastoor vir jou sê, moenie van die dak afspring nie, dan spring jy nie van die dak af nie, hoor jy wat ek sê? Amen. Sodat jy 'n goddelike wysheid kan wandel, sodat jy 'n goddelike genesing kan wandel. En daar is niks meer verkeerd om af en toe by die Here 'n wonderwerk te vra en te ontvang nie, maar dit is beter om in goddelike genesing te wandel. So, een van God se natuureienskappe, soos ek gesê het, is om alwys te wees. En Romeine 11 vers 33 tot 36 kry ons op diepte van die rykdom en wysheid en kennis van God. Hoe ondeurgrondelik sy oordeele, onnaspeurlik sy weë. Want wie het die dag die gedagtes van die Here geken, of wie was sy raadsman geweest? Wie was God sy raadsman geweest? God het nie 'n raadsman nodig nie, because hy is alwys. Amen. God se wysheid is so groot, dat dit vir my en vir jou onmoontlik is om dit te begryp, maar ons moet vertrou. Hierby wil ek net iets sê, God is nie jou maatjie nie. Ja. Baie mense sê, o, die Here, ek en die Here is beste maatjies. Kom nou, waar is die respek? Waar is die respek? Jy moet respek hê vir die Here. Want, hy sê oralste in Spreuke, sê hy, vrees vir die Here is die beginsel van wysheid. Nie 'n vrees van waar jou broek bewe, dat die Here jou gaan doodklap of doodmaak nie, maar 'n respek vir wie hy is. Amen. As jy die speedkop sien, en jy nie jou safety belt aan nie, en jy ry in welkom, jy sien, my kom 'n speedkop, en jy het nie jou safety belt aan nie, wat doen almal van julle ek aan kluis? Ek sê, Ry op, wat is is ek bang? Is ek bang die speedkop gaan my doodmaak? Nee. Hy het autoriteit. So ons moet respek hê vir die Here. En as ons respek het vir die Here, dan beteken dit ons eer hom en ons respekteer hom. Kinders, julle moet respek hê ook vir julle ouers. Amen. Listen to what I'm telling you. Have respect towards God, have respect towards your father and your mother. Spreuke 20 vers 20 sê, hy wat sy vader en sy moeder vloek, sy lamp gaan in pikdonker uit dood. Never curse your mother, never curse your father. Do you hear me? Never curse your mother, never curse your father. En ons kry dit in Efesiërs 6, waar hy sê, jy sal geseën word met 'n lang lewe, as jy jou vader en jou moeder eer. Dit bring die twee goed by mekaar. If you want to live a long life, respect your father and your mother. Hallelujah. Nou, hier kry ons 3 soorte mense. Jy kry die dwaas.
Nou die dwaas luister nooit na raad nie. Dit gaan hier in en dit gaan daar uit. Mense weet julle hoeveel counseling ek al gedoen met mense. En jy doen counseling en jy gee vir die mense die beste raad. En dan vat hulle dit gaan hier in en dit gaan daar uit. Hulle luister nie en hulle doen nie aanpassings met die raad wat jy vir hulle gee nie. En die Bybel sê, so 'n persoon is 'n dwaas. Spreuke 22 vers 15. Dis nog iets vir die kinders. Spreuke 22 vers 15. As die sotheid vassit in jou seun. As die sotheid vassit in jou seun. Wat beteken dit? As die sotheid vassit in jou seun of in jou dogter, sê die Bybel, plaas die tugroede op hom. Dit beteken, as nie wil luister nie, maar nou wil ek net iets sê, kinderdissipline werk so. Jy praat net een keer. Jy maak jou stem rustig. Jy is in beheer. Jy praat net een keer en jy sê, dit gaan so gedoen word. As dan nie geluister word nie, is daar konsekwensies. Jy bly rustig, jy bly in beheer. En dan doen die kind nie wat jy vir hom gesê het nie. Hy doen presies die teenoorgestel. Bly jy steeds kalm. Jy gaan kamer toe, jy gaan bid, jy sê vir die kind, gaan so lank kamer toe, ek kom. Ek het vir jou gesê, dit moet gebeur, jy het nie na my geluister nie. Ek kom, ek gaan vir jou 3 houe op jou bas gee. Gaan so lank, ek kom. Dan gaan jy in jou binnekamer en jy gaan by die Onse Vader. Jy gaan uit, jy sê weer vir die kind, my kind, nie dwaas wees nie. Want ek het jou lief, ek wil nie jy moet groot word as 'n fool nie, as 'n dwaas nie. So ma of pa gaan jy nou 3 houe van die bestes gee op jou sitvlak. Jy slaan nie 'n kind deur sy gesig nie, jy klap hom nie, jy slaap hom nie met die vuis nie. Jy lê hom oor jou skoot en jy gee vir hom 3 harde houe. Dan sê jy nie dadelik agterna, "O, mommy, is my jammer, mommy het jou geslaan." Nee, jy sê, dink oor wat ek vir jou gesê het en ek soek 'n verskoning my ou vir jou swak gedrag. Ek gaan nou, sit jy nog 10 minute hierso en dan sien ek jou weer. Na 10 minute gaan jy weer en dan sê jy, het jy verstaan waarom het ek vir jou gestraf? Ja, papi, ja, mommy. Goed. Omdat jy nou die venster gebreek het, moet jy nou om verskoning vra, want dit kos nou geld. Vra die kind om verskoning. En eers dan vat jy die kind en jy omhels hom en jy sê, goed so, mooi en goed gedoen. Dis hoe kinderdissipline werk. En dit werk elke keer. Wat ouers ongelukkig doen is, Pastoor Jan sê ook vir my, partykeer word jy groot in 'n huis waar 'n pa of 'n ma, daar's geen boundaries nie. Kinders kan doen net wat hulle wil. Daar's geen dissipline nie en nou gaan die kind mal. En nou begin ma al hoe harder praat. Sy skreeu na haar. Dis 'n verswaai. En die kind luister nog steeds nie. En die kinders skreeu van terug. En dit raak hulle erger en erger. Nou raak ma buite beheer van woede. En ma gryp kyk en sy slag hy kind oor die kop en nog die saak waar nie. En dis 'n geraf stamp. Gooi hom met die mes op die bol. Gooi hom in die mes of gooi hom met 'n bottel of slat hom met 'n besemstok of whatever. Dis abuse. Ja. Dis abuse. Ja. Dis nie wat die Bybel sê nie. Die Bybel sê as jy sotheid vassit in jou kind, dissiplineer hom. En as jy jou kind dissiplineer by die huis, sal jy nooit skaam kry wanneer jy uitgaan in sekere plekke en jou kind kan homself nie gedra nie. Want een woord sal genoeg wees, jy sal sê, so doen ons nie. Amen.
En dis wat die dwaasname doen. Nou, daar's nog baie ander goed wat sotte doen. Sotte hou van wyn. Hy sê, waar staan dit? Spreuke 21:17. Hy sê, moenie na die wyn kyk en sien, dit is dan maar lekker rooi goed daai, dit glij na jou binnekant toe, so lekker glad, en agterna byt dit jou soos 'n slang, en jy's in jou piekie in. Amen. Nou, dis wat hy sê, mense wat sotte is, hou daarvan. Dan, party mense is bly, Spreuke 19:15. Hy sê, as jy met 'n trae hand werk, dan sal jy honger gaan slaap. Mense, as jy lui is, en jy's lui, en jy bring jou hand aan die skottel toe, sê, hy sê, as jy te lui om jou hand weer uit jou mond uit te haal, so lui is hy. Die Bybel sê, jou armoede sal aankom soos 'n gewapende man. Moenie lui wees nie. Amen. Moenie lui wees nie. Daar waar jy bly, daar waar jy sit, as jy daar sit en jy kan net 'n papiertjie daar los, moenie dit daar los nie. Maak skoon waar jy bly. Amen. Halleluja. Halleluja. Mense. As baie goed wat sotte van hulle. Wyn is 'n spotter, Spreuke 20:1. En sterk drank is 'n lawaaimaker. En om bedwelm te wees is nie slim nie. Wie van julle weet, as jy bedwelm is en jy bestuur 'n kar en jy het 'n paar in, dan sien jy 6 lane voor jou en jy weet nie mooi watter laan is die regte laan om in te ry nie. En dan skielik, dan kom jy agter, maar jou bumper sit nou in die boom vas. En moenie vir die Here kwaad wees. Wie is die een wat die stot is, wat dit laat binnekant toe gly het? Jy kan nie een ou word, een ou blameer, dis jouself. Valse lippe is 'n gruwel vir die Here, nie vir die Here lieg nie. Dis Spreuke 12:22. Nou, dis die dom persoon. Nou, 'n dom persoon luister nie voordat hy nie swaar kry nie. Hoor jy wat ek sê? 'n Dom persoon luister nie voordat hy nie swaar kry nie. So wat jy moet doen is, met 'n persoon wat dom is, jy moet hom laat swaar kry, dat hy van sy eie medisyne eet. Maar dit help nie. Dit help nie, jy sê vir jou ou wat van die dak afspring. Haai ou skattebol, moet nou nie weer van die dak afspring nie, hoor. Ek gaan nie meer verder vir jou bid vir jou stikkende enkels nie. Moet nie van die dak afspring nie, moenie. Nou kom hy weer en dat hy weer van die dak afgespring. So, die tweede keer wat hy hier in die kerk kom en hy sê my enkels het gebreek, dan sê ek, luister, ek kan nie verder vir jou nie. En jy wil nie hoor nie. Hoor jy wat ek sê? Jy wil nie hoor nie. Spring af, maar van die dak af. Soveel kere as wat jy wil. Miskien sal jy agterkom. Dit is nie die regte manier om dit te doen nie. So, consequences. As jou kind, as jy jou kind roep en jy sê vir jou kind, kom eet, en die kind sê vir jou, ja, ek wil nie dit en ek wil nie dat en ek wil nie dit en ek wil nie dat en. Sê vir jou kind, dis wat op tafel is, of jy eet dit, of jy bly honger. Amen. Moet dan nie agterna gaan en gaan kyk en sien koop as die kind nou honger is. Consequences. Dit was jou besluit gewees en jy moet daarmee saamleef. Selfs met groot mense. Nou ek praat hierso van kinders. Weet julle hoeveel groot mense is dom? Weet julle hoeveel groot mense is dom? Weet julle hoeveel groot mense is fools wat dit dan betref? Amen. Want hulle pas nie die wysheid van God toe nie. Okay. So, met 'n dom persoon en dis nie, kyk gou vir my. Dis nie dom hier nie. Waar's dit dom?
Want as ek vir jou sê, moenie jeep drink nie, dan moet jy luister wat ek sê. Niks te doen met hier nie, dit het te doen met hier. Amen. Dan kry jy bose mense. Nou, bose mense, en hier raak mense partykeer teen mekaar. Mense raak teen mekaar. 'n bose persoon is iemand wat onheilsplanne beraam. As daar 'n persoon is wat onheilsplanne beraam, wat skelm en agterbaks is en wreed is en wat, kry afstand tussen jou en daai persoon. Plain common, beskerm jouself teen daai persoon. As daar 'n persoon is wat evil is, sorg dat jy jou hofbevel in plek het, so daai persoon nie kom en jou kom doodskiet met 'n revolver. Hoor jy wat ek sê? Jy kry evil mense. En dis waarom ons in Suid-Afrika die viering het, dis waarom ons goed sluit, want ons baie evil mense. Jy kan bid vir evil mense, maar dit help nie as die ou voor jou staan met 'n rollie en hy sê, I'm going to kill you, en jy sê, wag dat ek jou gou counsel. No way, dis nie moet dat nie. En dan kry jy 'n wyse persoon. 'n wyse persoon, Spreuke 24 vers 3. Wysheid bou 'n huis. Wysheid bou 'n huis. Wysheid is beter as goud. Amen. Wysheid is beter as korale. Wysheid is kosbaar. Spreuke 4 vers 1 tot 11. Laat jou hart my woorde vashou, sê hy, onderhou my gebooie, dan sal jy lewe. Kry dit lief en dan sal dit jou bewaak. Hou dit hoog en jy sal verhoog word. Dit sal wees 'n lieflike krans om jou nek. Jou lewensjare sal vermeerder, want wysheid is lewe vir die wat dit vind en 'n genesing van hulle hele gebeente. Maar waak jou hart meer as alles wat bewaak moet word, want daaruit is die oorspronge van die lewe. Ek gaan gou nog een voorbeeld doen en dan gaan ek afsluit met Josef. Toe hulle die Titanic gebou het hulle vreeslik baie kennis gehad. Titanic was fantastiese, pragtige, wonderlike skip en hulle het gedink, ons het hierdie pragtige skip gebou en hulle het actually gesê nie eers dit moet mense sê, nie eers God sal hierdie skip kan laat sink nie. Dit moet die mense nie sê nie. Nee. En nie dat God hierdie skip laat sink nie, maar hulle was so opgetrek gewees met die kennis van hierdie pragtige skip, hoeveel verdiepings en alles. En toe hulle die reddingsbootjies moet insit, sê hulle, het is nie nodig dat ons so baie opsit nie, want hierdie skip kan nie sink nie. Vat nommer 1. Toe hulle op die skip gesit, hulle so party gehou, dat die ou wat by die switchboard gesit het, wat die boodskappe ontvang het, moes kort hoor hoe stuur hulle boodskap en sê, bon voyage, geniet julle reis op die skip. En heel onderin was 'n nota gewees, iceberg ahead. Ander ding wat hulle nie aan aandag gegee het nie, is hulle het so vinnig gery, want hulle het reisies gejaag met 'n ander skip. Hulle wou eerste daar wees in Londen. Hulle het reisies gejaag. So, die Titanic het so vinnig gery, dat toe hulle eventually wakker skrik, en hulle sien daar's 'n ysberg, en hulle draai daai grade, bietjie so. Dus die skip te vinnig. En die mense het vergaan. Kennis gehad, nie wysheid gehad nie insig gehad nie. Spreuke 6 vers 6 sê, gaan na die muur en word wys. Hy het geen aanvoerder, opsigter of heerser nie. Hy maak sy brood klaar in die somer, bære sy voedsel weg in die oestyd. Hoe lank bly hart sal jy bly lê en slaap? Wanneer sal jy opstaan uit jou slaap? Nog 'n bietjie slaap, nog 'n bietjie slymer, nog 'n bietjie hande vou om uit te rus. So kom jou gebrek soos 'n gewapende man. Moenie lui wees nie. Spaar ietsie. Moenie as jy saad kry alles opeet nie. Amen. Hou van daai saad. Josef sit in die gevangenis. En Josef
Nou, ek gaan nie die hele storie vir julle vertel nie. Almal van julle weet van Josef wat deur sy broers verkoop is en toe verkoop is aan die Midianiete en Josef sit in die tronk en die skinker en die bakker kom ook in die tronk en hulle het elkeen 'n droom en hulle sê vir Josef, kan jy dalk ons drome uitlê? Josef sê ja. Hy sê, jy sal binne 3 dae herstel word in jou amp. Jy ongelukkig sal nie oorleef nie. En die skinker is so bly. Hy sê, jy, dankie. En Josef sê vir hom, onthou my tog as jy weer by die koning kom. Sê tog vir die koning dat ek is onskuldig hierso in die droom. Okay? Want hy was onskuldig in die droom. Maar toe die skinker herstel is in sy pos, het hy vergeet van Josef. Nee. Heel vergeet van Josef. En 2 jaar daarna, weet jy, 2 jaar daarna, kry Farao weer 'n droom. En hy droom van die 7 vetkoeie en die 7 maarkoeie. En hy droom Farao hoe die 7 maarkoeie uit die Nyl uitkom en hoe die 7 vetkoeie uit die Nyl uitkom. En die maarkoeie sluk die vetkoeie in. Maar die maarkoeie bly net so maar. En Farao kon nie slaap nie. En hy sê, wat beteken dit? Wat beteken dit? Wat beteken dit? Wat beteken dit? En skielik onthou die skinker. En hy sê, gas, ek het vergeet. O koning, daar's 'n man in die gevangenis wat die droom kan uitlê. En Farao sê dat hier kom Josef. Josef lê die droom uit. Ek gaan skiep. En Josef lê die droom uit. Hy sê die 7 koeie is 7 jare van oorspoed. Vetkoeie is 7 jare van voorspoed. 7 maarkoeie, 7 maarjare. En sovoorts ensovoorts. Nou, die Bybel sê, die waarsêers kon ook die droom uitlê. Maar vers 33. Nou, kennis gehad, die kennis het die droom uitgelê. Hoor julle wat ek sê, die kennis het die droom uitgelê. Maar die insig kom nou, as jy vers 33 sien. Kom wysheid deur Josef en Josef sê, dit moet u doen, o koning. Soek 'n wyse man, stel hom aan oor die hele Egipte land. Sit opsigters oor die land. Spaar 'n 5de deel van al die koring. Versamel die voedsel, hoop die koring op. Vir 7 jaar sal daar dan genoeg wees. En die woord was goed in Farao se oë. En Farao sê, nou waar kan ons so iemand kry wat wys is? Hier staan Josef voor hom. En hy sê, aangesien jy so wys was, om vir my die raad te gee, let wel nie die droom uit te lê, die raad te gee van wat ek moet doen, sal ek jou aanstel bo my hele koninkryk. En Farao het hom aangestel en Josef het presies gedoen wat die Here van hom gesê het wat gedoen moet word. Hulle het 'n 5de deel opgespaar en daar was soveel kos. Soos die sand van die see staan hierso in vers 49. En so het hy dan gedoen en die voedsel was ontelbaar. En alhoewel daar hongersnood was die kos soos die sand van die see. So kennis het die droom uitgelê, insig het die kort en die lang verstaan en wysheid het dit alles deurgevoer. En baie lewens is gered. Genesis 45 vers 5. Kom koop Josef se eie broers wat hom so ingedoen het. Hulle kom ook in Egipte land. Hulle soek ook 'n bietjie koring, want daar waar hulle is niks kos om te eet nie. En ek gaan nie die hele storie nie, gaan lees jy homself. Maar eventually het Josef vir hulle gesê, dit is ek is julle broer. En sy broers het geween, voor hom neergeval. En toe sê Josef hierdie, wat baie mooi is, vers 5. Wees nou nie bedroef nie, julle het wel onheil teen my beplan, maar God het dit alles laat goed verloor, om lewens te red. Mooi gesindheid wat hy gehad het.
maar hy die wysheid van die Here gehad. Amen. Romeine 8 vers 37. Maar in al hierdie dinge is ons meer as oorwinnaars. Geen dood of lewe kan ons skei nie. 'n Oorwinnaar is iemand wat in kennis wandel. Meer as 'n oorwinnaar is iemand wat in goddelike wysheid wandel. Jakobus sê, as een van julle wysheid kort kom, laat hom dit van God bid. En God sal vir jou wysheid gee. God sal jou nie verwyd daaroor nie. Ek sluit af met Jakobus 3. Wat hy ook praat van wysheid. Ek hou van hierdie wysheid van God. Amen. Jakobus 3. Hy sê, moenie baie leer meesters wees nie, my broeders, want julle weet dat ons 'n groter oordeel sal ondergaan. Jy weet, baie mense, as hulle mond oopmaak, dan weet hulle alles van alles af. Hulle weet alles. Hulle weet hoe om land te regeer, hulle weet absoluut alles. Maar eintlik weet hulle niks. Amen. Want ons almal struikel dikwels. As iemand 'n woord in die struikeling is, hy 'n volmaakte man. Ensovoorts. Vers 5. Net soos die tong ook 'n klein lid en beroem hom op groot dinge. Kyk hoe 'n groot hoop hout steek 'n klein vuurtjie aan die brand. En dan gaan ek skiep na vers 13 toe. Wie is wys en verstandig onder julle? Laat hom uit sy goeie lewenswandel, sy werke en sagmoedige wysheid toon. Maar as hulle bittere afguns en selfsug in hulle hart het, moenie roem en lieg teen die waarheid nie. Want dis nie die wysheid wat van bo kom nie, maar dis aards, natuurlik en duivels. Nou luister hierdie. Want waar afguns en selfsug is, daar is wanorde. Wat? Wanorde. Wat is wanorde? Alles is teen mekaar, alles is fout. Hoekom? Want daar's 'n fool in charge. Hallo, as jy in die straat afry en jy sien al die vroue goed, wie is in charge? Ek het dit nie gesien. Want waar afguns en selfsug is, hoekom is daar nou nie geld om die strate skoon te maak nie? Want die geld daarvoor is steel. Selfsug, ek wil dit hê. Die gee geld van my. Ek steek dit in my sak. Ek wil sorg dat ek alright is. En dis waarom daar wanorde is. Maar, ek kom sluit af op 'n positiewe noot, maar die wysheid van bo is ten eerste rein, skoon, heilsaam, vredelievend, vriendelik. Wees gou vir my vriendelik, almal van julle wees gou vir my vriendelik. Yes. Geseglik, vol barmhartigheid en goeie vrugte, onpartydig en ongewy, vyns, en die vrug van die geregtigheid word gesaai in vrede vir die wat vrede maak. You be a peacemaker. Kry jy jou wysheid van bo af, nie jou wysheid van onder af kry. Amen. Dankie Hemelse Vader vir uw woord. Dankie Here, uw woord is skerper as 'n tweesnydende swaard. Dit dring deur siel en gees en murg en been. Dit maak skeiding. Here, dit laat die lig brand. Dankie Vader dat ons wandel in wysheid. En ons koop die tyd uit, Vader, want ons weet dat die tye is boos en boosheid is oral. Ons koop die tyd uit. Die tyd wat ons het om U te dien, sal ons U dien, Vader, met alles wat ons het. Want U is die enige, waaragtige, alwyse God, wat hemel en aarde gemaak het. Ons gee alle ere in Jesus naam. Amen. Halleluja. Halleluja.